Nou vriende, goeiemôre. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek is die Here dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom sy woord. Ek weet nou nie in hoe mate u kon uitrus nie, maar weet een ding, dat die Here se genade vir ons genoeg is en dat sy krag ook in ons swakheid volbring word. Wanneer ons swak is, dan is die Here sterk in ons. Mag die Here u genade gee om in sy naam meer as oorwinnaar te wees. Ek wil u groet vanmôre met die baie besondere woorde van Halleluja lied 76 wat sê: as ek die kruishout gadeslaan, waaraan die hemelkoning hang, is al my pogings enkelwaan, verfoei ek trots en selfbelang. Vers 2 sê: verhoed dat ek sal roem, o Heer, dan slegs in u vergote bloed. Die ydelhede van wel eer lê ek gewillig aan u voet. Vers 3 sê: kyk hoe sy hand, sy hoof, sy voet, sy smart en liefde saam vertoon. Hoe liefde en smart mekaar ontmoet, die doringvlegsels hom daar kroon. Die hele wêreld sou voorwaar daarvoor 'n nietig offer wees. 'n liefde so goddelik wonderbaar, hy's alles liggaam, siel en gees. Dit is so vriende dat ons gered word uit genade deur geloof. Dit kos ons niks. Ons kan niks bydra tot ons saligheid nie. Maar elke weergeborene wat uit genade gered is, weet dat die Here eis van my alles, liggaam, siel en gees. Totale toewyding waar ek minder word en Christus Jesus meer word, soos Johannes vir ons in Johannes 3 vers 30 leer. Vanmôre gaan ons bietjie met u praat oor die vrug van die evangelie. Dis die opskrif daar uit 1 Tessalonisense 1. Daar staan die vrug van die evangelie in Tessalonika en die getrouheid van die gemeente daar. Pragtige opskrif, en ek dink elke predikant begeer om so opskrif vir sy gemeente te sit. Die vrug van die evangelie in Berea Christen gemeente en die getrouheid van hierdie gemeente daar in Kenton Park. Ek bid dat die Here ons hierdie gemeente sal maak, dat ons regtig so getuienis kan dra na buite. Maar Paulus sê: ons dank God altyd oor julle almal, en as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader, omdat ons weet dat julle verkiesing broeders wat deur God bemin word, vas is. Nou vriende, hierdie hele gedagte gaan oor hoe lewe uitverkorenes, hoe lewe bloedgewastes, weergebore mense. Mense is so besig met die uitverkiesing en probeer dit in die wind slaan. Die Bybel is vol daarvan, dat God sy uitverkorenes red. En as jy wil weet of jy uitverkore vanmôre is, dan vra ek vir jou: het jy al jou aangesig na God gerig? Het jy al jou sonde bely? Het jy dit al laat staan? Het jy al barmhartigheid verkry? En as jy vir my sê ja, dan is jy niks anderste as 'n uitverkorene nie. Maar as uitverkorene, as 'n weergeborene, as 'n bloedgewaste, is daar nou 'n vrug wat ons moet dra. En Paulus gebruik 3 verskillende gedagtes hier. Hy praat in eerste plek hierso so. Hy sê: en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof. Ons gaan stil staan by die werk van die geloof en die arbeid van julle liefde, die tweede gedagte, en dan die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. So kom ons kyk gou na die gedagte, die werk van julle geloof. Nou vriende, ons geloof is nie staties nie. Baie belangrik. Dit bring dade na vore. Elke weergeborene, elke uitverkorene, elke bloedgewaste is iemand wat in afhanklike gehoorsaamheid lewe, wat elke dag voor God die Vader verklaar dat ek niks kan doen sonder die krag van die Heilige Gees om my te lei in die voorbeeld van ons Here Jesus nie. U sien, ware geloof of die werk van geloof is eenvoudig om 'n 180 grade draai te gemaak het. Deur die Heilige Gees bring die Here 'n nuwe hart in my, wat 'n nuwe lewe na vore bring. Mense kan nie my hart sien nie, maar hulle sien my lewenswandel. Hulle sien hoe ek heeltemal anders te lewe en anders te doen en anders te optree. Baie belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. Vriende, ons is 'n nuwe skepsel in die Here Jesus Christus. So baie belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien, dat ons in Christus 'n nuwe skepsel is. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Dit gaan oor die werk van die geloof. Geloof is nooit staties nie, dit bring dade na vore, in afhanklike gehoorsaamheid leef ons. En dan praat hy van die arbeid van die liefde. Hoor dit staan hierso, en die arbeid van julle liefde. Nou vriende, hierdie arbeid van die liefde is eenvoudig 'n diensbaarheid teenoor God en die medemens. Onthou u die 10 gebooie is opgedeel in 2 dele. Die een deel gaan oor ons verantwoordelikheid teenoor 'n heilige God om hom te dien, te aanbid, te volg, te eer, diensbaar te wees in sy koninkryk. En dan die ander gebooie gaan oor om ons medemens te dien. Nou vriende, baie interessant is, hierdie Griekse woordjie gaan oor, daar moet inspanning en opoffering wees
in hierdie arbeid van my. Dit word gemotiveer deur Christus se liefde aan die kruis. Soos Christus se liefde aan die kruis hom gedring het, om dan die volle prys te betaal en uit te roep, dit is volbring, so moet u en ek ook inspanning en opoffering aan die dag lê, om in die eerste plek vir ons God te lewe wat ons liefhet, wat ons vrygekoop het, en dan ons naaste te dien, en dan ook so skynende ligte te wees in die donker wêreld. Die Bybel sê vir ons, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik, Matteus 5 vers 16. So hierdie arbeid van die liefde gaan eenvoudig oor diensbaarheid onder God en ons medemens. En dan die derde gedagte, baie duidelik in hierdie versie, hy praat en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. En hierdie lydsaamheid, vriende, gaan ook oor die gedagte van verdraagsaamheid of om lankmoedig te wees in hierdie hoop op die koms van die Here. Nou, as die Bybel praat van die hoop vir 'n kind van God, is dit nie die duim vashou hoop van ek hoop my rugby span wen, of ek hoop my cricket span wen, of ek hoop ek gaan hierdie werk kry en ek hou duim vas en ek hoop dit sal gebeur nie. Jy sien, die hoop van die mens het altyd 'n onsekerheid. Maar die kind van God se hoop is vas geanker in die beloftes van God se woord. En vriende, hier staan dit. En die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Ons wag geduldig op die koms van ons Here Jesus Christus. Vriende, dit is 'n vaste sekerheid en 'n hoop dat hy gaan kom op die wolke soos hy beloof het. Hy gee ons krag elke dag om standvastig te bly en te volhard te midde van die beproewinge tot daardie groot en deurligte dag wanneer ons hom sal sien soos hy is. En dit is presies hoe die gemeente in Thessalonika geleef het. Hierdie gemeente het die werk van die geloof geopenbaar, dat hulle nuut was in Christus, dat hulle nuwe skepsels was. Daar was dade wat na vore gekom het, daar was afhanklike gehoorsaamheid, daar was 'n nuwe skepsel in Christus. Hulle het hierdie arbeid van liefde bewys teenoor die Here God om hom te dien en te volg, en dan ook op hulle beurt om hierdie nodige inspanning te toon om dan hulle naaste te dien, wat nie altyd verdien het dat hulle gedien moet word of gehelp moet word nie. En ag vriende, dan het hierdie mense die lydsaamheid gehad. Soos hierdie boer die saad in die land sit en geduldig wag op die oes, so het hierdie mense geduldig gewag op die Here Jesus Christus se wederkoms, soos hy beloof het. Hulle het nie ledig op die markplein gesit nie, want Paulus het hulle daaroor aangespreek. Hy het vir hulle gesê, julle moet arbei vir die Here, tot die dag dat julle hom sal sien, soos hy is. Ons is nie daar om dag en datums te bepaal nie, ons is daar om te werk in die akker van God. En nou vriende, hierdie vaste sekerheid vanuit die woord dat ons Jesus weer sal sien in sy heerlikheid, of sal sien in sy heerlikheid, dit gee ons krag, dit gee ons standvastigheid om te volhard ten spyte van en te midde van dit wat ons tans beleef. Mag u en ek die vrug van die evangelie dan ook dra, soos in hierdie gemeente dit waar was, en dat ons getrou sal wees soos hierdie gemeente. En mag Berea Christen gemeente en u as kind van die Here, waar die Here u geplaas het, skynende lig te wees, sodat ons eer kan bring op die naam van ons Vader, deur die Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vriende, groete vir u, mooi dag verder te raak.